Nou kerk van Here, ons thema vanmôre is, daar is twee soorte mense, of twee tipe mense, die wat dood is vir hulle sonde, die wat dood is in hulle sonde. En ek wil hier saam met my lees uit 1 Johannes 5, vers 16 is ons teks van oordenking vanmôre. Die woord sê, as iemand sy broeder 'n sonde sien doen, wat nie tot die dood is nie, moet hy bid, en hy sal hom die lewe gee. Vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie, daar is 'n sonde tot die dood, daarvoor sê ek nie, dat hy moet bid. Dan wil ek graag vers 17 bysit, en hy sê, alle ongeregtigheid is sonde. Ek gaan dit weer vir u sê. Alle ongeregtigheid is sonde. En daar is 'n sonde wat nie tot die dood is. Wat beteken hierdie tema vanmôre vir u en vir my? Om te sê daar slegs twee soorte mense op die aarde. Die wat dood is vir hulle sonde en die wat dood is in hulle sonde. Die antwoord is heel eenvoudig. Jy is vir God of jy is teen God. Jy is 'n kind van God of jy is 'n kind van Satan. Jy is 'n volwaardige gelowige of jy is 'n sondaar. En nou praat ek nie van mense wat verskil van hulle geloof nie, of instansies wat dinge anders doen as ons nie. Ek praat van ons as mens wat die keuse maak aan watter kant van die draad jy wil staan. As 'n man wat 'n droom gekry het, of 'n visioen, maak nie saak hoe jy dit wil noem nie. Terwyl hy slaap een nag, waar hy in hierdie pragtige veld loop, met die mooiste natuur, en in die middel van hierdie pragtige veld, is daar 'n hoë heining, waar die twee velde van mekaar afskei. Aan die een kant van die heining sien hy vir Jesus staan, en aan die ander kant sien hy vir Satan. Hy word gekonfronteer om 'n keuse te maak, of om 'n besluit te maak. Hy moet besluit aan watter kant van hierdie draad hy wil wees. Kerk, kom ons wees eerlik vanmôre. Daar is nie 'n siel op hierdie aarde wat eendag voor God kan staan en vir die Here sê, Here, ek het nie 'n keuse gehad nie. Ek hoor dit in amens. Jy gaan nie voor God kan staan en vir hom sê, maar Here, ek het nie 'n keuse gehad nie. My vrou het my nie toegelaat nie. My man het my nie toegelaat nie. My omstandighede het my nie toegelaat nie. Daar bestaan nie so iets nie. Die keuse bly steeds by jou. Watter kant van die draad jy wil staan. En hierdie persoon kan nie 'n besluit maak nie. En daar is so bitter baie mense wat met hierdie selfde probleem sit. Een kant van die heining sien hy vir Jesus, en aan die ander kant sien hy vir Satan. En hy maak hierdie statement en hy sê, Here, ek is lief vir u, maar ek is nog te jonk en ek wil graag nog my lewe geniet. Hy sê vir Satan, ek kies op hierdie stadium nie een van die twee kante nie. Met ander woorde, ek kies jou, verseker nie. Hy droom, hy bevind homself bo op hierdie heining. Die rede daarvoor is omdat hy nie sy keuse kon maak aan watter kant van hierdie heining hy regtig wil wees. Omdat hy weet wat die regte ding is om te doen, maar hy geniet nog sy lewe en wil nie nou al alles opgee. En dit nie vir Christus nie. Maar jy moet dan mooi verstaan, hy kies ook nie vir Satan. Met die dat hy so besluiteloos op hierdie heining sit, droom hy, Satan kom nader en hy gryp hom en hy ruk hom van die draad af. En onmiddellik op slag skree hy, nee, ek het jou nie gekies nie, Satan. Ek het gesê, ek weet nog nie aan watter kant van die draad moet sit nie. En weet jy wat sê Satan vir hom? The fence belongs to me. The fence belongs to me. So ek wil vir jy sê vanmôre kerk, moenie op die draad sit nie.
Moenie op die draad sit nie, want jy gaan 'n surprise kry, because the fence belongs to Satan. En Satan is nie 'n gentleman. God is 'n gentleman. God gaan nie kom en jou van die draad afruk en sê, nou kom jy na my toe nie. Nee, maar die vyand doen dit wel. Hy's gewoond aan hierdie tipe van geweld. As jy vir hom net so 'n kappie gee, dan bars hy by jou huis in en hy veroorsaak chaos. Want die Here sal staan en klop. Die Here sal klop. Maar as ek nie oopmaak, dan gaan ek weer kom. As gevolg van die feit dat hy op die draad bly sit en nie 'n keuse wil maak vir Jesus nie, gryp Satan. En dan is dit te laat. Die feit dat hy nie 'n keuse kon maak nie, die feit dat hy steeds in sonde lewe en die genietinge van hierdie wêreld nog nie kon opgee vir Jesus nie, is die oorsaak van sy dood. Hoekom sê ek sy dood? Want hy is dood in sy sonde. Wat sê die woord van God vir ons? Sonde is die oorsaak van die ewige dood. En die ewige dood beteken, jy is dood vir Christus, jy is dood vir God, jy gaan die ewige lewe saam met Satan gaan. Kerk van die Here, dis die verskil tussen God en die vyand, soos ek nou net vir u gesê het. Die vyand sal jou gryp en hy sal seker maak jy verdrink in hierdie sonde. Hoekom is dit so moeilik vir die mens om 'n besluit te maak? Hoekom is dit so moeilik om die dinge van die wêreld te laat gaan? My antwoord vir hierdie twee vrae is natuurlik, die mens is nie bereid om sonde op te offer vir Jesus nie. Die mens, selfs gelowiges, is nie bereid om sekere dinge op te offer vir Jesus nie. Kan ek vir u vanmôre sê, kerk, as daar sekere goed in jou lewe is, wat jy nog nie van ontslaag geraak het nie, wat jy weet vir jou heilige siel, is nie in lyn met God se woord nie, sit jy op die draad. Nergens anders nie. Moenie vir my sê, jy het 'n besluit gemaak, maar jy sit op die draad. Dan het jy nie 'n besluit gemaak nie. Jy het steeds nie 'n besluit gemaak, is ek vir Christus, of is ek vir die wêreld? Die vraag is wel, hoe lank wil die mens nog speel met die genade van God? En nou praat ek nie eens van mense daar buite wat nooit in die kerk kom nie. Ek praat van mense wat binne in die kerk sit. Mense wat amen sê, maar amen op die woord. Maar jy is nog nie eens van die kerk se grond af nie, en bespreek jy al mense, en jy bespreek, en jy saai, en jy spreek negatiewe dinge teenoor ander se lewens. Bespreek die pastoor en sy vrou, selfs die gemeente waarin jy sit. Jy kan nie vinnig genoeg begin skinder oor dinge wat aan ander mense se lewens aangaan nie. Maar jy is elke Sondag in die kerk. Jy sit op die draad, my broer, jy sit op die draad, my suster. Hoe lang nog wil ons as mens nog speel met die genade van 'n lewende God? En die woord noem dit sommer blaatant, wit, gepleisterde grafte. Here waarsku ons teen hierdie tipe van optrede, maar steeds verval ons daarin daagliks. En ek wil vir u sê vanmôre, as jy gedink het, God sien net groot sonde raak, soos moord, steel en laster, dan maak jy groot fout vanmôre. Want sonde bly sonde, kerk van die Here. Nou wil ek vir u sê, ongehoorsaamheid aan God is 'n baie ernstige sonde. Met ander woorde, as die woord jou vermaan teen sekere dinge en jy bly dit doen, beteken dit niks anders as jy sondig teen die lewende God. Nou wil ek vir u lees Romeine 5 vers 12 tot en met vers 19.
Daarom, soos deur een mens, luister mooi, die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie. Want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur die een wat gesondig het, is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van geregtigheid ontvang. En die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel het, so sal ook deur die gehoorsaamheid van een baie tot regverdig gestel. Kan ons nie vir Jesus 'n wonderlike aanbid gee? As ons nie vir hom daar in kerk, dan moet ons nie 'n halwe kans gaan. Ons kan sien in die boek van Romeine dat geen mens sonder sonde is. Ook dat die sonde geassosieer word met dood. Die woord praat nie hier van die fisiese dood nie, soos ons dit ken by 'n begrafnis nie. Nee, die woord praat hier van die ewige dood, wat beteken die hel. God is ewig, en daar is net een gepaste straf vir sonde, en dit is die ewigheid in die hel. In die hel is daar geen genade nie, en geen liefde nie. Hoekom nie? Want hierdie konsepte, genade en liefde, kom van God af alleen, en omdat God nie daar teenwoordig is in die hel nie, ontbreek hierdie konsepte elkeen ook dan daar. Kerk van die Here, ons lewe in 'n tyd waar die mens nie meer omgee oor ander nie. En dit terwyl die woord baie duidelik is. En hoe die woord ons baie duidelik laat verstaan dat liefde vir God bitter belangrik is. Soveel so dat hy die twee belangrikste gebooie gemaak het. Wat is hierdie twee belangrikste gebooie? Eerstens het hulle sy disippels hom gevra, Here, wat is die belangrikste gebooie? En hy sê, nommer 1, jy moet God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. En tweedens, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dan gaan hy verder, dan sê hy, hierdie een gebod is nie bo kan die ander nie. God kom en hy stel hierdie gebooie gelyk aan mekaar. My. Kan ons sien dat ons aanbid 'n wonderlike God, dat hy homself nie eers bo kan die mens stel nie, want hy sê, jy moet jou naaste lief hê soos jy my lief het. En hoe is dit? Met jou hele hart, jou hele siel, en jou hele verstand. Wie van ons het ons naaste so lief? Wie van ons het ons naaste lief soos wat Jesus ons lief het? Soveel so dat hy die twee belangrike gebooie gemaak het. En kom ons wees eerlik vir mekaar vanmôre. As jy lief is vir iemand, gaan jy mos nie iets doen wat daardie persoon sal seermaak. Ons loop rond as hierdie heilige gelowiges, maar tree steeds nie in liefde op teenoor ander nie. Nie eens teenoor ons eie mense, wat nog van die ou in die straat.
Is dit gehoorsaamheid teenoor God se woord? Nee. Dis letterlik die teenoorgestelde daarvan. Met ander woorde, ek is nie gehoorsaam aan God se woord nie. Wat beteken ek is dood in die sonde. Ek is op pad na 'n ewige dood in die hel. Hoekom noem ons dit 'n ewige dood? Want net die wat God gehoorsaam in sy voetspore loop, sal die ewige lewe ontvang saam met Christus. Die res is dood in hulle sonde. Daarom kan ek vanmôre vir u sê, dis bitter belangrik om 'n besluit te maak vir Christus, en ek gaan weer vir u sê vanmôre. Ek sê nie vanmôre as jy sonde het, is jy op pad hel toe. Want daar is nie 'n mens wat op die aarde loop sonder sonde nie. Die enigste mens wat op die aarde sonder sonde was, is Jesus Christus. Die res van ons, van Adam se tyd af, loop in sonde. Maar daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil. Daar's 'n sonde wat ek vergifnis kan voorvra. Elke sonde kan ek vergifnis voorvra. Maar kerk, as ek besluit, ek stap vir Jesus en ek weet dit wat ek nou gedoen het is verkeerd, gaan ek op my knieë en ek repent voor God en God gaan my vergewe. Dan beteken dit hierdie sonde is nie tot die dood nie. Maar ek kan dit ook nou nie maandag doen en dinsdag doen en woensdag doen en donderdag doen en ek bly net vergifnis vra nie, want dan beteken dit ek het nie 'n keuse gemaak nie. My keuse is Christus of my keuse is die wêreld. En as ek vir Christus gekies het, behoort ek te weet, die oomblik wanneer ek iets doen wat ek nie moes doen nie, onmiddellik sê die Heilige Gees vir my, hierdie was totaal en al onvanpas. Dis wanneer jy net daar en dan tot God bid en sê, Here, vergewe vir my hoe ek nou opgetree het, want ek weet, ek erken vanmôre dat dit wat ek nou gedoen het, is totaal en al uitlynend met God se woord. Ek het nou gesondig. Vra jouself die vraag af vanmôre. Is ek dood vir die sonde of is ek eintlik dood in die sonde? Dood vir die sonde beteken ek vermy alles. Hoe kom dit nou mooi uit? Ek vermy alles wat as 'n sonde geklassifiseer kan word. Met ander woorde, ek skakel alle sonde uit my lewe uit, soos dinge wat nie God se goedkeuring wegdra nie. Skakel dit uit, raak ontslaaf van dit. En dan kry jy natuurlik daai een wat na die diens na jou toe sal kom en sê, ag, maar pastoor, hoe gaan ek weet dat hierdie sonde is? Jy weet presies wat is die dinge wat jy nog aan vashou, wat die Gees jou lank al oor aangeklaar het. Niemand om jou of langs jou behoort vir jou te probeer sê, luister jy my broer, jy's nou besig om te sonde nie. Jy weet dit, die oomblik wanneer jy dit klaar gedoen het. Ons probleem is, jy vertel vir jouself, ag, dis nie regtig 'n sonde hierdie nie. En daar is ander mense wat baie erger dinge doen as wat ek doen. Piet kyk heeldag pol. Ek kyk nie pol nie. Ek vertel daarom net vir Martie daarvan. Maar ons niks fout daarmee as ek vir Martie vertel dat Piet heeldag pol kyk nie. Ek skinner mos nie. Ek lig haar net in daaroor. Dan is dit mos nie 'n sonde nie. Dis wat ons vir onsself vertel. Ek het niks vir jou. Piet is dalk reeds aan die ander kant van die heining, maar jy sit nog op die heining. Jy staan in dieselfde gevaar as wat Piet staan. Nie lank nie, kerk, dan gaan die Satan vir jou gryp. Hou op om te compromise vir jou doen en laat, kerk. Jy is een van twee tipe mense. Dood vir die sonde of dood in die sonde. God het nie die hel gemaak vir ons wat sy ewebeeld volgens sy ewebeeld geskape is. Wie weet dit vanmôre? Die hel is nie gemaak vir u en vir my nie. Die hel is gemaak vir Satan en sy engele of sy demone wat teen God gerebelleer het.
Maar die wat dood is in hulle sonde gaan saam met Satan en sy engele of sy demone daar wees. Dit is daarom nie God se doel dat enige een van ons verlore moet gaan nie, maar saam met hom die ewige lewe moet beerwe. Ons is geskape volgens sy beeld. En dit beteken ons behoort soos hy te wees. Daar is geen mens wat geskape is volgens die beeld van Satan nie. Hoekom dra ons dan sy beeld uit? Deur in hierdie sonde te verval. Deur vas te hou aan dinge wat jy weet lynreg teen die woord van God is. En nou gaan sommige weer sê, maar die vyand het my verlei en dis hoekom hierdie dinge met my gebeur het. Dan wil ek vir jou sê, al wanneer jy hierdie dinge met jou laat gebeur, is wanneer jy nie volhard in jou verhouding met God nie. Met ander woorde, jy spandeer meer tyd aan jou wêreldse genietinge as aan God en sy woord. Dis al wanneer jy nie hierdie goed kan weerstaan. En dit terwyl God se woord ons leer dat hy ons sal seën in oorvloed. Al wat hy vra is, wees gehoorsaam aan my. Luister na my woord. Doen wat ek vir jou vra. En dit is nie te veel gevra nie. Ek wil vir hier lees, sommer terwyl ek nou daaraan dink. 1 Johannes 5 sê hy, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. Hoe kan jy vir my sê, jy is lief vir God, maar jy bewaar nie sy gebooie? En dan gaan hy verder, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar. Met ander woorde, dit is nie te moeilik. God het dit nie so moeilik gemaak, dat ons gaan sukkel om in die hemel te kom. Sy woord leer vir ons, wees gehoorsaam. Die vyand se doel is om jou soos 'n lemoen uit te suig, tot daar niks van jou oor is nie, en jou dan weg te smyt. Dis presies wat gebeur met ons, as ons aanhou in sonde lewe. Maak alles so aantreklik vir die mens, soveel so, dat jy verval daarin. Want, kom ons wees eerlik vanmôre, as ek moet kies, tussen 'n dag op die dam, 'n boot, op die see, waar ek heel dag, wat is hierdie cruise ships, MSC, wat is daai ding? En ek sê nou nie, jy, asseblief, dis onheilig om op die MSC te gaan nie. Dis nie wat ek sê. Maar as ek 'n dag kan kies, as ek kan kies, ek gaan eerder vandag, ek het 'n keuse, of ek gaan die hele dag in my kamer sit en met die woord van God spandeer, of ek gaan op die MSC klim, en op die see uitvaar, en ek hoor, daar is tafels van voorgereg, hoofgereg, nagereg, jy kan eet wanneer jy wil, hoeveel jy wil. Wat gaan ek kies? Die cruise. Dis wie ons is. Want die Satan maak alles in hierdie wêreld so aantreklik vir my, dat dit soveel lekkerder lyk. Maar ek laat God en sy woord totaal en al na. Want alles wat ek doen, my hele lewe is so lekker, en dit is hartseer, dat God net 'n uur op 'n Sondag van 'n mens vra, om hier te kom sit en die woord te ontvang, hier waar almal by mekaar kom, maar is te veel gevra. Maar, jy het van Maandag tot Saterdag om te doen net wat jy wil doen, en jy het nog die Sondag agtermiddag. Maar nee, die wêreld is te lekker, dinge daar buite is te lekker. Dit is soveel lekkerder, soveel interessanter, en ek punt genot daaruit, ek geniet dit. Wat is
dan nou lekkerder as om in die avontuur in te stap en dit te kan uitleef? Kan ek vir u sê vanmôre, jy kan steeds die avontuur in jou lewe uitleef met Christus in jou hart. En met Jesus saam met jou. Jy het nie nodig om jouself in 'n kamer toe te sluit met jou Bybel om 'n kind van God genoem te word nie. Inteendeel, die Here wil hê jy moet die reis op hierdie aarde geniet, maar nie ten koste van jou siel. God kom eerste en dan kom die res. Soos jy eers moet werk voordat jy kan eet. Ons kan verseker nie verwag dat God sy blessing oor ons loslaat as ons in ongehoorsaamheid teenoor hom lewe. En ja, ek weet, daar is mense wat hulle ongeregtigheid en oorvloed lewe, skatryk en weet nie waar is die einde van hulle geld nie. Hulle gaan nie kerk doen en hulle doen nie eens die Here nie. Mense wat ander vertrap en nie omgee hoeveel mense hy seermaak om daar bo uit te kom nie. Die ergste van dit alles is mense wat nie op die kerk raak. Is mense wat heel voor in die gemeente sit in gesiene kerke. Dis wat die woord noem, die wolf wat in skaapklere tevoorskyn kom in ons alledaagse lewens. Daarom sê ek altyd, ek eer eerder iemand wat opreg is en van my in my gesig sê wat hy dink en sy standpunt inneem as die tipe wat voor jou staan en jou beel blaas en as jy jou rug draai, dan kyk hulle hoe diep hulle daardie dolk kan indruk. Pas op vir daardie tipe mense. Die Bybel waarsku ons teen hulle. Meer as ons nie die woord lees nie, hoe sal ons dit weet? As die waarskuwings van God in hierdie woord is en ek lees dit nie, hoe gaan ek dit weet? Hoe gaan ek kan onderskei tussen die wolwe en die skaapwagters? Sonder 'n verhouding met Jesus. En dan wil ek vir julle lees Matteus 7 vers 15 tot 23. Hy sê maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle toe kom en van binne roofsugtige wolwe is. Al hulle vrugte sal julle hulle ken. Ek wil net daar stop vir 'n oomblik. Al hulle vrugte sal julle hulle ken. Hoe gaan jy dit doen as jy nie 'n verhouding met God het? Ons het vanoggend daaroor gepraat hierdie. Hoe gaan jy onderskeiding maak as jy nie in konnotasie met die Gees van God is? Vertel jy my nou. Dan gaan oor jou geloop word, man. Jy gaan 'n vloer laat word vir Satan. Jy gaan alles eet wat daar vir jou gegee word. Jy gaan alles ja en amen wat vir jou gesê word. As jy nie 'n verhouding met Christus het, die kerk, en die Gees van God in konnotasie is met jou gees nie, dan gaan jy nie kan onderskeiding maak tussen die wolf en die skaapwagter. Daarom sê die woord vir ons, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Weens 'n gebrek aan kennis van wat? Hierdie kennis. As jy nie jou maker ken, en weet tot wat hy in staat is, en wat hy van jou verwag, het jy 'n probleem. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings, of vye van ditsels nie, sê die woord. Sodra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, luister mooi, word uitgekap en in die vuur gegooi. Wat beteken dit? Ewige dood in die hel. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken, as jy onder die Gees van God bly. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Wat is die wil van God? Gehoorsaamheid. Hier is die wil van God.
Luister na God se woord. Dan sê hy verder, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedryf en in U naam baie kragte gedoen nie. Dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken. Gaan weg van my, julle wat ongeregtigheid werk. Nou wil ek vir julle met iets deel. Ek sien 'n klip van 'n vrou wat weggeruk is. En sy kom by die poort en sy ontmoet die engel. En die engel sê vir haar, jy het so 'n wonderlike lewe gelei. Jy het so goed gedoen. Jy was net goed vir almal. Jy het mooi gehou by God se woord. Jy het so wonderlike lewe gelei. Maar jy kom een ding kort. Nou wil ek so 'n bietjie rewind. Sy het agtergekom dat haar man 'n affair het met 'n ander vrou. En dis iets wat vir haar gryp. En sy kan nie vergewe. Sy kon hom nooit vergewe. Die woord van God sê vir ons, hoe gevaarlik is dit om met onvergewensgesindheid rond te doen. Kerk, hoekom ek dit vir u vertel vanmôre, hierdie vrou se hele lewe was in lyn. Sy het een ding tekort gekom. Sy kon nie vergewe. En sy sê, maar Here, ek het dan alles reg gedoen. Ek het net een foutjie gemaak. Onvergewensgesindheid is 'n sonde tot die dood. Guess what? Sy maak nie die hemel. Dit is so belangrik, dit is in die lewe om te luister wat God se woord sê. Ons kan nie, as die Here vir jou sê, onvergewensgesindheid hoort nie in jou hart nie, kerk, doen alles in jou vermoë om van dit ontslae te raak. Moenie net sit en sê, ag, dit sal self weggaan nie, dit sal nie, die Satan sal dit meer maak. En meer maak. Al trek jy uit die dorp uit, omdat jy hom nie kan vergewe nie. Iewers dan gaan jy weer 'n foto of iets sien, en boem, dan kom alles weer terug na jou. En wie lei aan die kortste eind? En nou wil ek vir jy sê, ja, nou die man het verkeerd gedoen, hy het jou onreg aangedoen, maar nou kom hy op 'n plek, waar hy sy hart vir die Here gee, en sy alles doen, vir God. Hy maak die hemel, jy maak hom nie. Gaan ons nou sê, maar God is onregverdig, so onregverdig? Nee. Die Here gee vir ons die riglyn. Die Here gee vir ons die beginsels waarvoor ons, elkeen van ons moet handel. En as jy dit nie doen nie, dan mis jy dit. Om in sonde dood te wees, beteken ek lewe, om vir die sonde dood te wees, beteken ek lewe vir Christus. Met ander woorde, die sonde in my lewe is dood. Ek stel nie belang in dit nie, ek vermy dit, ek probeer alles in my vermoë. Jy moet verstaan, kerk, die Here ken jou hart. Die Here sien as jy probeer. Die Here sien ook as jy net let go. En dis die verskil. Jesus kan op elke moontlike manier in my lewe gesien word, dis wat jy behoort te kan sê. Kan ek vir u sê vanmôre, sonder Jesus in my lewe, het ek geen nut en geen doel. Ek het geen funksie. Dis soos 'n handskoen. En nou wil ek graag vir u iets wys. Dis soos 'n handskoen. As ek hierdie handskoen hier neersit, het hy enige doel? Geen nut en geen doel.
Net soos die mens geen doel en geen nut het sonder Jesus. Hoekom? Kom ek wys vir u. Hierdie handskoen beteken absoluut niks. Hy het geen doel en geen nut totdat ek die volgende doen. Ek maak hom vol met my hand. Nou het hy 'n doel. Nou kan ek hierdie handskoen gebruik vir 'n doel. Hoekom? Want hy is gevul met die hand waarmee hy gebruik gaan word. Met ander woorde, wanneer ek hierdie handskoen vol gemaak het, met my hand, al 5 vingers, gaan hy sy doel bereik. Net so sal u en my lewe, kerk, eers gevul wees, eers vol kan wees, wanneer ons Christus toelaat om ons vol te maak, soos hierdie handskoen vol gemaak is, met sy teenwoordigheid. Dink bietjie daaraan, as hierdie hand in hierdie handskoen gedruk is, en hy is gevul met die hand, is daar geen plek vir iets anders, behalwe die hand nie. Die oomblik wat daar iets bykom, word dit onmiddellik uitgeskei. Het jy al met 'n handskoen gewerk? Die van julle wat in die tuin werk met 'n handskoen. Weet nie wie doen dit nie, maar daar is sulke mense. Die oomblik wat jy in die tuin werk en hier val 'n ou stukkie grond of 'n ou stukkie klippie hier, wat doen jy? Los jy hom daar? Nee, jy raak ontslaaf van hom. Hoekom? Want hy hoort nie daar. Dit is wat jy met jou sondes moet doen. Raak ontslaaf van dit, want dit hoort nie daar. Niemand van ons loop met 'n klip in jou skoen nie. Dis die eerste ding wat jy doen, die oomblik as jy voel jy sit 'n klip in jou skoen, wat doen jy? Jy stop onmiddellik, jy trek hom uit, en jy skud uit wat nie daar hoort nie, en jy vul weer daardie skoen met jou voet, sodat hy 'n doel kan kry. Sodat hierdie handskoen 'n doel kan kry, is hy gevul met die hand. Soos wat ek en u 'n doel kan kry, moet ons gevul wees met die een wat ons gemaak het. As jy nie gevul is met God en sy teenwoordigheid nie, is jy doelloos, nutteloos. As jy soos hierdie handskoen wat ek hier neersit, dit beteken niks. Net so behoort ons van alles ontslae te raak in ons lewens wat nie van God af is. Skud dit uit, kerk. Raak ontslae van dit. Want jy weet, dit hoort nie daar. Jy weet, as jy jou hart vir die Here gegee het, is daar net plek vir een, en dis Jesus Christus. Sodat ek verseker kan weet, my lewe is vol van net die een, en dis Jesus Christus. Daar's geen plek vir enige iets behalwe Jesus nie. Daar's geen plek vir my ou sondige natuur nie, want ek is gevul met Jesus. Ek is nie meer dood in die sonde nie, ek is nou dood vir die sonde. Met ander woorde, sonde oorheers nie meer my lewe nie, Jesus doen. Die lig waarmee ek nou my lewe gevul het, oorweldig elke stukkie duisternis wat nog in my lewe was. Johannes 1, vers 3 tot 5 sê, alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig. Gee aan die vyand geen plek in jou lewe nie. Ons weet dat hy een doel voor oë het, en dis om te steel en te verwoes. En om 'n kind van God te wees beteken nie jy kry nie aanslaan nie. Dit beteken slegs net jy kan die vyand teenstaan in die krag van Jesus Christus, omdat ek elke Sondag hier voor u staan en die woord bedien en gehoorsaam aan God probeer wees op elke moontlike manier van my lewe,
wat nie beteken dat ek nie foute is nie, het nie, of nie sonde het nie, beteken nie ek is gevry waarvan aanslaan in die lewe nie. Glo vir my, ek kry teenstand en aanslaan my besigheid daagliks. En ook in my lewe, op verskeie plekke en maniere. Kan ek vir u sê vanmôre, daar's mense daar buite, selfs kerkmense, wat nie daarvan hou as jy vooruit gaan in die lewe. Kan ek dit weer sê? Daar's mense daar buite, wat niks daarvan hou om te sien dat jy vooruit gaan in die lewe. As mense daar buite wat nie die son oor jou wil sien skyn. En dis nie die mense daar buite in die wêreld nie, dis die sogenaamde kinders van God. En dis hulle wat deel voor die kerk sit. Die wat selfs vir jou sê, ek bid vir jou en ek hoop regtig dinge werk uit vir jou. Dis in tye soos hierdie wat jy tot God kan draai en sê, Here, U weet hoe ek besigheid doen. U weet dat ek van niemand steel. U weet dat ek glo in geregtigheid en dat ek nie staan vir korrupsie, omkopery of allerlei onheilige dinge. Kerk, prys die Here. Lekker. Is dit nie 'n voorreg nie? Is dit nie lekker om in boldness voor God te kan staan en te sê, Here, ek lag hierdie gemors af, want ek weet dat ek doen niks ongeregtig nie. Ek doen nie die omkopery ding nie. Ek doen niks uit lyn uit nie. Al wat ek doen is, ek supply a service. Maar as mense daar buite, wat nie die son oor jou wil sien skyn. As mense daar buite wat alles in hulle vermoë sal doen, om jou te laat val, om jou te knak, om jou te trap. Maar dit geef my net so 'n bietjie meer oomf, man. Want ek weet wie my God is. En ek weet, as ek die regte ding bly doen, is daar niks wat teen my kan opstaan nie, want my God is groter as hulle wat in die wêreld is. Ons het nie nodig om gebed te gaan nie. Daarom is dit altyd so lekker. As ek vir moet sê, hoeveel keer is hierdie maatskappy geïnvestigate? Goodness. Dan, ek kry net 'n oproep een oggend. Luister, dis 10:00, ek sal het nooit vergeet nie. 11:15 moet jy by procurement se hoofkantoor wees. Okay, wat gaan ek daar maak? Nee, daar is 'n meeting. Okay, nee, goed, ek sien julle daar. Ek kom ingestap in die parkeerarea en ek sien hier staan so 'n mooi blink Toyota, daai langs, double cab. En op die agterkant is daar sulke vingerprintmerke en daar staan Forensic South Africa, wat. En ek bedink my nog aan hierdie oulike bakkie wat hier staan en nog nie sien. En hoor waarmee is die ou besig? Dis hy besig met my. En die oomblik toe ek daar instap, toe sê die vroutjie vir my, wil jy so in hierdie berg, stap jy in en ek stap in hierdie kantoor in en my invoices van die dag wat ek begin het lê so op die tafel uitgespreek. En ek dink nou, wat gaan hier aan? Maar weet jy wat? Niks om oor te waai. Want ek weet, ek doen besigheid op die regte manier. Ek kan slaap in die aand. Ek kan bid oor my besigheid, want ek bly die regte ding doen, dit maak nie saak hoe moeilik of hoe swaar dit gaan. Maar raai wat was die uitkom van hierdie forensiese ondersoek? Die myn se stelsel het geval. Prys die Here. Die myn se stelsel het geval, nie myne nie. Daarom sê ek altyd vir almal, ek bid net altyd vir geregtigheid. Die aanslag kom, die shots kom. Moenie laat dit jou laat wankel in die kerk. As jy weet, jy doen die regte ding, kan jy weet dat God jou nie alleen sal los. Die Here sal die fight vir jou fight. Prys die Here. Dit is die God wat ons aanbid. Is dit nie lekker om te weet dat wanneer jy die regte ding doen, kan jy enige tyd van die dag of nag na God toe hardloop en sê, Here, help, kyk wat hier aan die gang is.
Jy moet kies tussen die ewige lewe of die ewige dood. Of jy dood is vir die sonde en of jy dood is in die sonde. Die enigste manier om die ewige lewe te ontvang en die hemel te maak kerk, is om Jesus Christus as jou verlosser te kies en aan hom gehoorsaam te wees en geen plek vir sonde in jou lewe te gee. Daar is geen ander manier nie. Ek wil tog vir u sê, God ken jou beter as wat jy dink. Moet nooit vergeet dat hy die een is wat jou gemaak het. Nooit vergeet dat God die creator is. Die Here weet maar net te goed hoe slim ons as mense is. Of sal ek eerder sê hoe slim ons dink ons is. Daarom weet hy ook, en hy het ook daaraan gedink, dat daar mense is, wat net gaan probeer verby-sluit, deur nie regtig keuses te wil maak nie. Hulle kies God, maar leef steeds in sonde, met die hoop op die ewige lewe. Dis nou die typiese mens wat elke sondag in die kerk is, maar maandag tot saterdag leef hy vir die wêreld. Jy bluf jouself. Jy speel met die genade van God. Dis al wat jy doen. En die lewe is so kort, ek kan nie verstaan dat die mense hom nie begin besef. Dat daar 'n tyd in die plek in die lewe is wat jy moet beginne regkom en die regte ding doen. Nou kies God, maar leef steeds in die sonde en hoop op die ewige lewe. As jy gedink het, God gaan jou nie oordeel nie, moet jy weet. Daar is die wat dink dat as hulle geen keuse maak nie, hulle ook nie geoordeel gaan word. Jy is reeds saam met hierdie wêreld geoordeel. Geoordeel, maar nog nie veroordeel. Daardie oordeel kan tersyde geskei word vir ewig as jy Jesus kies as jou verlosser en hom volg. Met ander woorde, hierdie handskoen vol maak. Jy maak hierdie handskoen vol. My lewe maak ek vol met Jesus Christus. Maar dit beteken ook dat as jy geen keuse maak nie en op die heining bly sit, jy nie moet dink jy gaan outomaties hemel toe nie. Moenie dat die vyand jou hierdie leuns vertel. Ons weet dat daar geen grys area by God is nie. Dis reg of is verkeerd. Daar's nog te veel mense wat kinders van God wil genoem word, maar hulle sit steeds op die heining en kan nie besluit maak om my lewe 100% vir die Here te gee. En ek gaan weer vir u sê, as ek vanmôre sê, en ek kan dit vanmôre sê, ek het my lewe 100% vir God gegee. Maak ek foute? Ja. Sondig ek nog? Ja. Want as daar wat die mense draad 'n bietjie korter is as ander. Hoekom weet ek nie? En dit gaan nie help om weer terug te klim in die bed en met die ander voet uit te klim nie. Dit gaan nie help nie. Jy het so opgestaan. Jy voel net so daai dag. Vir een of ander rede. Maar jy kan steeds 'n keuse maak. En sê, Here, vandag voel ek net hierdie is nie my dag nie. Ek kan na my God toe gaan, ek met hom praat en sê, Here, iets is nie reg nie. Was iets fout. Ek erken vanmôre. Ek voel nie vanmôre hierdie vreugde in my hart nie. Hoekom? Want iewers is die vyand dalk daar om jou vrede en jou vreugde te steel. Bid teen dit. Maar dan moet jy daai verhouding met God hê. Die handskoen moet gevul wees. Jou liggaam, jou lewe, jou siel moet gevul wees met God en Christus se teenwoordigheid. Net soos die sonde en die ewige dood deur een in die wêreld gebring is, net so ook is die oorvloedige genade deur een in die wêreld gebring. En sy naam is Jesus Christus. Daar is vryspraak tot oorvloedig baie vir die oortredinge in die naam van Jesus. Wat beteken dit? Dit beteken ons kan tot God bid vir vergifnis. En God sal jou vergewe. Hy sal. Kerk, wat beteken dit? Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Die Here is nie kwaad vir jou. Ek wil dit weer sê vanmôre, dit maak nie saak
wat jy in jou verlede gedoen het nie. Maak nie saak hoeveel geraamtes daar is in hierdie kas nie. Maak nie saak hoeveel goed daar in jou lewe gebeur het, wat jy alleen van weet nie. Al is dit net jy wat daarvan weet. Wil ek vir jy sê vanmôre, God is nie kwaad vir jou. Ons dien 'n God van liefde. God is lief vir jou. God wil hê jy moet die hemel maak. Daarom het hy sy seun gestuur om met die mens, tussen die mens en God, versoening te bring. Dit is hoekom Jesus Christus as 'n offer vir u en vir my gekom het. Moenie dink kom wat ek al het jy moord gepleeg, wil ek vir u sê, God hou jou nie vir kwale daarvoor as jy gebid het, vir die Here gevra het, vergewe my. Dit maak nie saak wat jy gedoen het. Kan jy onthou, toe Christus aan die kruis gehang het, en daar 2 manne langs hom gehang het. Nou die een wat Jesus gesê het, jy sal saam met my vandag in die paradys wees. Kan nie vir my sê, hy is gedoop deur water hierdie ou, nee. Hy is gedoop deur die Heilige Gees, nee. Hy is 'n man wat God se pad gevolg het, nee. Maar die Here se genade, en dit wat hy daar gesê het, dink aan my vandag, as u by die Vader instaan. Dit het gemaak dat die Here vir hom sê, jy sal vandag nog saam met my in die paradys wees. So ek wil vir u sê vanmôre kerk, dit maak nie saak wat jy in jou verlede gedoen het nie. As jy steeds vashou aan dit, wil ek vir u sê, jy loop met onvergewensgesindheid in jou hart rond teenoor jouself. Het jy geweet dat jy jouself ook moet vergewe vir dinge wat jy verkeerd gedoen het? Ons is geneig om te dink, ek moet my broer vergewe, ek moet my suster vergewe, ek moet hierdie ou of daai ou vergewe, of release. Hier binne is daar ook iemand wat gerelease moet word. Hier binne is ook iemand wat vergewe moet word. Met ander woorde, Here, ek vergewe myself en ek dank die Here vir u genade en u verlossing en dat u my gered het. As die Here jou oortredinge vergewe het, is jy losgekoop en vrygemaak. Die Here is nie kwaad vir jou. Inteendeel, hy staan gereed om jou te vergewe. Selfs al het jy die ergste van misdade gepleeg, selfs as jy 'n moordenaar, 'n verkragter of 'n pedofiel is, dit maak nie saak nie. As jy tot rede kom, gaan Christus jou vergewe. En nou gaan ons dalk hier sit en sê, maar dis nie regverdig nie. Nou wil ek vir u sê vanmôre, was dit regverdig dat Jesus aan die kruis opgehang is? Wie het Jesus vergewe? Nie die ou wat laas maand sy lunch gesteel het nie. Die mense wat hier voor hom gestaan het en hom gekruisig het. Die mense wat hom wou dood hê, is vergewe deur God en Christus Jesus. Want dit is waarvoor hy gesterf het. Deur Jesus Christus is daar vergifnis. Maak nie saak wat die mense om jou sê nie. Ek gee nie om wat die vir jou sê nie. As die Here jou oortredinge vergewe het, kerk, dan maak die opinie van mense geen verskil. Maar jy is die een wat dan die keuse moet maak. Niemand kan dit vir jou maak. Is jy dood vir die sonde of is jy dood in die sonde? Ons moet verander. Ons moet gaan self ondersoek doen bietjie in ons lewens en ons sondes begin erken aan God. En daarvoor deur genade vergifnis vra. Maar as ons nie bereid is om te verander nie of om dinge van hierdie wêreld op te offer nie, gaan ons beseker die ewige dood sterf. Jy kan nie met een voet in die wêreld en die ander voet vir Christus staan. Jy kan nie Sondag in die kerk sit en jouself heilig hou en deur die week leef jy 'n sondige lewe nie.
Die vyand is besig om jou al dieper en dieper en dieper in hierdie sonde in te trek, totdat jy verdrink daarin. Totdat dit te laat is. Ons behoort gereed te wees ten alle tye, om hierdie tydelike te verruil vir die ewige. Om hierdie liggaam te verlaat wat net tydelik is, vir die ewige. En niemand van ons weet wanneer dit sal wees. En as jy glo jy het 'n kans om te draai na jou dood, wil ek vir jou sê, jy hoop op iets wat nie gaan gebeur nie. Jy het nou die kans om te draai. Terwyl jy lewe. As jy jou oë vandag gaan sluit, gaan jy dit oopmaak op een van twee plekke. Die paradys of die doderyk. En as jy jou oë in die doderyk oopmaak, wil ek vir u sê, dit is waar jy die ewigheid sal spandeer. Baie mense wag vir die wegraping. Baie mense kyk na die tekens en dink daar is nog tyd. Wie weet of jy môre nog hier gaan wees? Wie kan verseker sê, ek gaan vanaand teen slapenstyd nog in hierdie lewe wees? Ons groet mekaar Sondag op soggens, althans met die persepsie dat ons mekaar weer vanmiddag gaan sien. Wie weet vanmôre, jou lewe kan in 'n oogwink van jou gesteel word. En as jy dood is in die son, mis jy die ewige lewe saam met Christus. Kyk bietjie na hierdie week se brutale gebeurtenisse. Die van u wat vir Charlie Kirk gevolg het, wat op een van sy rallies koelbloedig doodgeskiet is. En dit deur iemand wat nie dieselfde siening as hy gehad het. Dan die arme vrou wat, ek verstaan is langer terug, van Oekraïne, wat afgevlug het van Oekraïne af om skuilplek in Amerika te kom soek. Irana Zarowska word met 'n mes in haar nek gesteek en gelos vir die dood. Hierdie is maar net van die dinge wat ons van gehoor het. Charlie of Irana het nie geweet, vandag is hulle laaste dag. Beide van hulle het 'n missie gehad vir daardie dag. En voor hulle dit kon voltooi, word hulle lewens gesteel. Of sou jy sê, hierdie dinge kan nie met u gebeur nie. Of omdat ek 'n kind van God is, sal dit nie met my gebeur nie. Ek het nuus vir u. Charlie Kirk is een van die min mense wat gestaan het vir geregtigheid, wat werklik gestaan het vir God en sy woord. En terwyl hy daarvoor staan, word hy koelbloedig doodgeskiet deur iemand wat net nie saam met hom stem nie. Kerk van die Here, kan ek vir u sê vanmôre, die tyd vir kerk speel is verby. Hoeveel keer moet 'n mens dit nog sê? As gelowige word jy nie gevrywaar van die vyand se aanslag nie. Inteendeel, jy word eerder geteken en jy is in sy vizier en hy wag net vir die regte tyd om jou stem stil te maak. Praat ek politiek vanmôre? Nee. Ek wil hê jy moet verstaan hoe vinnig jou lewe kan beëindig word. Hoe vinnig dinge in jou lewe kan verander. En dat dit nou die tyd is om jou lewe reg te maak met God. En die dinge reg te hou met hom. Terwyl ek dit sê, wil ek vir u sê vanmôre, moenie dink, omdat ek my hart een keer vir die Here gegee het, dis okay, nou gaan ek hemel toe nie. Nee, bekeer jouself dag vir dag, dag vir dag. Here, vanmôre staan ek op, en ek wil vanmôre verskil maak vir die koninkryk van God. Here, help my, dat ek draai vanmôre my rug op die wêreld, en hy fokus op Jesus. Môreoggend as jy opstaan, doen jy dit weer. Bekeer jouself elke dag tot God. Die ewige lewe wag vir elkeen van ons. Maar of jy dit gaan maak, lê niemand anders se hande as in jou nie. Buite die genade van ons God. Die woord is baie duidelik. As dit kom by die sonde. En ons word vermaan om dit nie te doen nie. En ek sê weer, ons almal is daagliks in sonde.
Maar dankie Here dat ons deur sy genade vergifnis kan ontvang. Maar dit beteken nie dat ons nie alles in ons vermoë moet doen om nie te sondig nie. Dit beteken nie ek moet alles insit om seker te maak ek probeer ten minste I got it 98%. Dit beteken as ek erken het dit is sonde, bid en pleit ek tot vergifnis en ek maak seker ek vereenselwig my nie weer met daardie sondige natuur. 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 5 sê 'n mens hoor waarlik van hoerery onder julle en hoerery van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie. Dat iemand die vrou van sy vader het en tog is julle opgeblaas in plaas dat julle liewer tree. Sodat hy wat hierdie daad gedoen het kan verwyder word onder julle uit. Wat my betref, het ek liggaamlik afwesig, maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit, asof ek teenwoordig was. Om hom wat so iets gedoen het in die naam van ons Here Jesus Christus, as julle vergader het, en my gees saam met die krag van ons Here Jesus Christus, om so iemand aan die Satan oor te lewer tot die verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus Christus. My. Sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus Christus. Beteken dit, jy mag nie bid vir so 'n persoon nie, jy mag ja. Maar gaan dit help as hy nie erken dat hy gesondig het nie? Nee, dit gaan nie. Hierdie persoon moet 'n besluit maak vir Christus, net soos u en ek 'n besluit moet maak vir hom. Kerk, the model of the story is, jy kan nie claim to be a child of a living God, maar lewe nie soos jy nie. En as mense om jou nie weet van die duistere dinge in jou lewe nie, beteken dit nie God weet ook nie daarvan. God weet van alles. Hy sien alles. Hy sal jou vergewe vir alles, as jy werklik deeply repent oor jou sonde. Daar is 'n verskil tussen mense wat dood is vir die sonde, en mense wat dood is in die sonde. En ek wil vir u sê vanmôre, God weet presies watter een van hierdie twee mense is jy. Maar ek dank die Here, dit hoef nie so te bly. Ons het nog 'n kans om dit reg te stel. Ons het nog 'n kans om tot God te bid en erkenning te gee vir ons sondes, vergifnis te ontvang daarvoor. Doen dit voor te laat. Want nie een van ons weet wat die dag van môre vir ons inhou. Ons weet nie eens wat die volgende uur vir ons inhou. Ons dink dalk ons weet. Soos ons gedink het die diens begin vanoggend 9:00 en ons weet wat ons tema is. Maar weet jy dat jy die laaste amen gaan hoor wanneer hierdie diens afgesluit word? Jy weet nie. Weet jy verseker dat jy hier gaan uitstap vanmôre? Ons loop rond met hierdie gedagte dat ons in beheer is van ons lewens en ons besluit wat ons gaan doen en hoe laat ons dinge moet doen. Maar hou ons in gedagte dat ons dalk nie by die volgende 5 minute gaan uitkom. Besef ons hoe vinnig dinge kan verander in ons lewens. Daarom is dit nie meer tyd kerk om te wag nie. Daar is nie meer tyd om te sê ek wil nog eers hierdie of eers daardie doen. Want ons weet nie wat hy die lewe vir ons in. Die waarheid is dat alhoewel ek en jy dinge kan beplan, en hoewel sommige of meeste van hierdie planne van ons heel waarskynlik sal uitwerk, weet ons nooit wat die dag van môre vir ons is. Ons toekoms is in God se hand, nie in ons eie. Dis waarom dit so belangrik is vir ons om nader aan hom te leef. En wanneer ons planne maak, na daardie sagte fluistering van sy gees in ons hart te luister. Hy weet wat die toekoms inhou, en omdat hy ons so lief het, sal hy ons deur sy gees in die planne wat ons maak, lei. Ons sal steeds soms verrassings ervaar, maar wees gerus,
Dit is geen verrassing vir God nie. Moenie spog oor wat jy môre gaan doen nie, maar plaas jou beplanning nederig in sy bekwaamheid. En ek wil graag afsluit met die volgende teksvers. Spreuke 27 vers 1. Beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring. Moenie dood wees vir die sonde. In die sonde. Wees dood vir die sonde, sodat jy die ewige lewe saam met Christus kan bereik. Raak ontslaaf van sonde, voordat dit ontslaaf raak van jou. Kom ons nou hier. Hemel Vader, wat 'n voorreg om vanmôre te kan hoor, dat ons as mens het 'n doel in Christus Jesus. Want sonder U, Here, is ons net soos hierdie leeuhanskoen. Nutteloos, doelloos, en kan glad nie gebruik word. En soos ek hierdie handskoen vanmôre vol gemaak het, met my hand, bid ek vanmôre dat U elke een van ons sal volmaak met die Gees, sal volmaak en sal vul met U teenwoordigheid. Soveel so, Here, dat daar geen plek is vir enige sonde. En al fouteer ek, en al faal ek, en al val ek, Here, en ek is gevul met die Gees van God, weet ek vanmôre dat ek kan opstaan en sê, Here, vergewe my, en deur sy genade sal ek vergifnis ontvang, en ek sal steeds aan die einde saam met Jesus Christus die ewigheid ingaan. Omdat U my hart ken, omdat U sien hoe hard ek probeer. Maar Vader, as daar goed in my lewe is, as daar dinge is in my lewe wat nie daar hoort nie, hoeveel keer moet die Gees my nog vermaan? Hoeveel keer moet die Here dit nog vir my uitwys? Wat moet ek alles verloor in my lewe? Wat moet God wegvat van my af? Dat ek kan besef, ek speel met sy genade. En ek dank U, Here, dat ek weet vanmôre dat U sê in U woord, dat U sal ons nooit begewe of ooit verlaat. Dit beteken dat maak nie saak wat ek deurgaan, wat ek doen, hoe verkeerd ek doen nie. Die Here is met my. Die Here is nie kwaad vir my. Die Here is lief vir my. Die Here staan reg en hy wag vir my om te erken dat ek 'n sondaar is en te pleit vir vergifnis en vir genade en te pleit dat U Gees in my lewe sal inbring en my so vol sal maak, Here, dat my gees sal oorloop van die vreugde, die vrede, die liefde en die glans van die Heilige God, dat ek 'n verskil aan my in die samelewing kan maak. Dankie, Here, dat ons vanmôre kon hoor dat dit nodig is vir ons om alles in ons vermoë te doen, om te bly die regte ding, om ontslae te raak, Here, van al ons sondes, voordat dit ontslae raak van ons. Dat ons vanmôre kan hoor om besluiteloos op die heining te bly, baat my absoluut niks. Ek bid vanmôre, Here, dat elkeen van ons 'n besluit maak vir Jesus. En dit beteken om onsself totaal en al oor te gee aan Christus. Wat ook beteken dat ek bly gehoorsaam aan die woord van God. Ek bly vashou aan die woord van God.
Ek bly bidend, bly soekend. Here, ons het U so nodig. En onsself kan ons nie hierdie reg. Maar met Jesus aan ons sy, sien ons kans vir môre. Omdat U leef, kan ons vanmôre sien ons kans vir die dag van môre. Want dit is die God wat ons aanbid. 'n God van liefde, 'n God wat nie kan wag dat ons terugdraai na hom toe. Dat ons terug hardloop na hom toe en sê, Here, hier is hy. Weet daar waar jy sit vanmôre, as daar enige iets is wat die Heilige Gees jou nou 'n tent opgemaak het. Gee dit vanmôre vir die Here. Dit maak nie saak hoeveel keer jy al geval het daarin. Dit maak nie saak hoeveel keer jy gesukkel het daarin. Gee dit vir die Here, want in jouself gaan jy dit nie kan oorwin. Gee dit vir die Here vanmôre. Sê, Here, ek gee hierdie vir U vanmôre, want ek sukkel daarmee. Here, verwyder hierdie uit my lewe uit, want ek sukkel daarmee. Dit hou my terug in die lewe. Dankie, Here. Dankie dat U nou mense losmaak en vrymaak. Dankie dat elke band gebreek word. Dat elke vloek geskeur word. In Jesus naam. Dankie dat ek vanmôre kan bid vir elkeen wat hier voor my sit. En vra dat U ons opnuut sal oprig as man en vrou wat in die voetspore van Jesus sal. Dat hierdie woord wat ons vanmôre ontvang in ons harte sal bly. Dat ons sal weet dat ons is die een wat die besluit maak, die keuse maak. Of ons gaan optree soos mense van die wêreld en of ons gaan optree soos kinders van God. Help ons, Here. Want sonder U kan ons dit nie doen. Ek dank U vir hierdie woord, ek dank U vir elkeen vanmôre, Here, wat ontvang. Mag U naam verheerlik en vereer word. Deur elke man en vrou, jonk en oud, want U alleen is waardig. U alleen is God. U alleen is die Here. En ons eer U, ons loof U, en ons prys U heilige naam. Dankie, Jesus. Amen. En amen.